Goeiemôre, jy's ingeskakel hier by Radio 33 hier op die program Aktuele Sake elke Woensdag vanaf 11:00 natuurlik met my en dan met die legend Mike Bolhuis. Volgende gaan ons gesels oor iets wat nogal vir my ook naby aan die hart is en selfs so vir Mike, ek weet baie van julle weet en ken. Hy's 'n groot natuur- en diereliefhebber. So vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor hoe kyk ons na die natuur? Hoe laat ons soms die natuur in die steek. Dis nie net by die diere nie. Ek praat oor die plante groei, ons waterbronne, ons grondbronne. Hoe besoedel ons iets sonder dat ons regtig agterkom? Waar jy sien 'n veld brand, doen jy die moeite, bel jy in brandweer in jou omgewing, laat weet jy die regte mense, organisasies, as jy sulke tipe van goed sien. As jy dieremishandeling sien, wat doen jy? Draai jy jou rug op dit of doen jy iets werklik daaraan? Want dis ons as mense plig om na die natuur te kyk wat God geskaap het en vir ons gegee het. Die instruksie was duidelik dat ons hieroor moet 'n leierskap vat en dit bewaar en na dit kyk. Maar nietemin, ons gaan laat Mike vanoggend gesels daaroor. Hy het nou 'n bietjie meer breër kennis oor die veld en verskeie diere, dinge waar hy ook gesien het dat dit op 'n punt dalk gekom het waar hy gevoel het hy moet ingryping doen. Ek sien ek het hom nou so 'n bietjie verloor. Kom ons skakel net weer daar. Ja, hoorie eerstens mense, jammer dat ons net so vir 'n minuut of wat weg was. Ons moes gou 'n dringende ding hanteer, maar dit is altyd lekker om met julle te gesels en julle te help en met die hoop om julle ingelig na te laat om ingeligte besluite te neem. Kyk, ek wil uit die verstaanspoor uit vra, is dit enigstens moontlik om nie lief te wees vir diere nie? Hoe is dit moontlik dat jy nie kan lief wees vir diere nie? Ja, jy strip jou moer as muskiet jou byt, of as 'n vlieg om jou draai, of as daar 'n slang deur jou huis seil. Maar het jy al bietjie van net doodstil staan vir 'n oomblik en net kyk hoe wonderlik is elke insek wat jy dalk haat en reptiel wat jy dalk haat en ander diere wat jy dalk nie verdra nie, soos 'n wit haai en wat ook al. Het jy al ooit daaraan gedink wat 'n ongelooflike skepingswerk van die Here se hand is daarin? Jy weet Marius, ek wil vir jou 'n klein videoetjie stuur hierna wat ek wil hê jy moet vir jou mense op die groep sit, waar 'n ou praat oor die bumblebee, wat dit is net soos ons maklik daai woord gebruik, godsonmoontlik. Dis godsonmoontlik dat daai ding vlieg. Niemand kan dit verklaar nie, maar hy vlieg. So dis die moeite werd om daai 2-3 minute TikTok videoetjie te kyk, laat 'n ou net weer besef dat die natuur is fenomenaal en jy moet voordat jy iets doodmaak. En ek weet ons moet nou maar die vliee van ons slaaraak en muskiete ensovoorts. Maar voordat jy iets doodmaak, net bietjie stil staan en net dink. Wat is die insek of dier of reptiel se doel? Want op die einde van die dag, as ek 'n paar interessante goed noem, gaan julle ons nou klik. Dat baie keer haal ons dit op onsself. As jou plek baie vuil is en nie mooi en netjies na omgesien word nie, gaan jy 'n vliegprobleem hê. As jy 'n plek het wat baie in die bos is en baie natuurvry is ensovoorts, dan moet jy maar weet jy gaan 'n muskietplaag hê en jy kan dit beheer en behandel. En jy kan vra vir 'n veearts en vir kenners, wat is die beste middel om te gebruik wat nou nie die ander insekte wat belangrik is soos die bye doodmaak nie. Ek is verbaas dat mense sommer net eenvoudige doem gryp of net eenvoudige gif gooi of strooi as daar 'n bossie is of wat ook al. Ek is verbaas dat mense net eenvoudig as hy 'n slang sien net eenvoudig die ding najag en hom gaan uitkrap ergens uit onder waar hy uit vrees uit vir jou wegkruip en hom nog steeds doodmaak. Weet net dat alle slange is bang vir mense, hulle kom nie vir jou nie. 'n Slang gaan altyd alles in sy vermoë doen om van jou af weg te kom. So ek is verbaas dat mense nie net vir 'n bietjie, net vir 'n tiende van hulle tyd, so nou en dan net bietjie afstaan en net bietjie dink in die natuur, die fauna en flora in ag neem. Ek is regtig verbaas dat mense nie 'n liefde het vir die natuur nie. Ek is baie streng hier by my. Ek laat nie mense op die gras loop nie. Daar's paadjies.
En veral as dit nat is, ek laat niemand op gras parkeer ensovoorts. Ek kyk na al die plekke, ek snoei al die palms skoon, ek hou hulle stamme skoon, ek het die bome wat ek 'n sekere hoogte snoei. Ek laat geen dier na hier nie. Ek het 2 trampolines hierso vir kinders en daar word elke dag gekyk of daar dalk parras of ander insekte onderin vassit of geval het wat nie kan uit nie. Hulle word uitgehaal. My mense wat die swembad skoon maak, met die skepnet gaan ten minste 6 keer 'n dag om insekte uit te haal. Ons maak nie perdebye of enige van die diere dood nie. Ons kyk of ons hulle kan skuif. So dit vat daai ekstra minuut of 2 wat jy bietjie dink, staan, contemplate, consider en dan aan 'n oplossing dink. En ek dink die gejaagdheid van die wêreld, van die mens, het hom in 'n posisie geplaas waar hy net eenvoudig so selfsugtig geraak het dat hy dit nie konsidereer nie. Ek meen almal is maar geheg aan hondjies en katjies ensovoorts, maar wat van al die ander diere en diere wat nagelaat word soos wat Marius genoem het. En as jy beweeg waar jy jouself ook al bevind, kyk jy uit vir nie net mens nie, maar ook vir dier en natuur. Is jy considerate, soos 'n ou dit sou noem. Jy weet, daar's baie diere wat nagelaat word. As ek vir julle die foto's en video's moet stuur, dan kan ek jou verseker sal 99.9% van julle almal 'n slaaplose nag hê. So erg is dit, van wat mense met diere doen, tot diere verkrag en diere in die ergste maniere misbruik. Ek wil nie eens praat wat in die wêreld aangaan, wat hulle met diere aanvang. In die kleinste hokkies wat hulle aanhou, in hulle hordes, die verkope en vervoer van voëls. Jy weet dat hulle daai papegaaie in hierdie, as jy 'n bottel wyn koop, kry jy hierdie casket wat om die wyn gaan. Dit is so papierige vorm van beskermingsmiddel waarin die wynbottel dan staan. Hulle gebruik daai. Hulle verdoof die voël en dan druk hulle hom daarin en dan maak hulle seker dat hy net voor nie kan uit nie, dat hy net kan asemhaal en agter dan knoop hulle hom toe. In die hordes, papegaaie, voëls, reptiele, spinnekoppe, you name it. En dan koop die moderne mens dit en sit dit in die kleinste glashokkies vir hulle vermaak. Ek het 'n probleem daarmee. Ek het 'n probleem met die aanhou selfs van 'n klein voeltjie in die huis in 'n klein hokkie. Maar mense doen dit en die stelling is baie keer as 'n voeltjie kos en water het, is hy mos nou happy. Hoe sal jy weet? Jy ontneem hom van sy vryheid. Dis moeilik, want ek sit self in 'n situasie, ek het flaminke bevry wat besig is om dood te gaan, baba flaminke. Ons het 2400 en iets gered, waarvan 1200 dit gemaak het, wat in ieder geval die persentasie is wat dit normaalweg in die natuur sou gemaak het. So dit was 'n moeë wonderwerk, van fenomenaal. Die Flaming projek is die moeite werd om te lees. En ek het daarna my eie Flaming projek hier begin en ek sit hier met omtrent 350 flaminke. Maar ek het hulle die grootste spasie moontlik gegee hier by my op die plaas en hulle het vryheid. Hulle is nie in kompartemente en hokkies nie. En dieselfde met die kraanvoëls. So waar trek 'n ou die streep is maar baie moeilik, want mense en natuur werk saam en daar gaan altyd makdiere wees en diere wees wat ons aanhou. En jou hond en jou aapie en jou klein diertjie en jou selfs partykeer die bokkie wat jy so mak gemaak het en die meerkatjie, en ek het nou vanmôre 'n klein videoetjie gesien van 'n donkie in so pers rokkie. Dit is opvreedbaar. Die TikToks en die videoetjies en al die diertjies wat die mense dese aanskaf as hulle basies hulle beste vriende word so mooi nagekyk en hulle raak so mak dat hulle glad nie meer op hulle eie kan operate nie. Ek het gevalle gehad van waar jy nie die aapie kan wegkry by die meisie het 'n aapie as 'n maatjie kan jy maar sê in haar lewe. En jy kan daai aapie nie wegkry nie. Jy kan vergeet. En ja, jy weet enige diertjie waaraan jy kan dink, is mense wat spinnekoppe aanhou, wat waar ander mense hulle sal mors dood skrik en daarvoor gril, slange en. Maar die probleem wat ek daarmee het is dat daai diere word in baie klein glaskoutjies en of in hokkies gehou en ek sou dit eerder heeltemal verban het en nie toegelaat het nie. Maar dis nou ek en julle weet hoe is ek oor diere. Dis nou een onderwerp wat
ek nie self persoonlik by betrokke raak as daar iets verkeerd is. Want ek sal baie gou die vuiste slaan, hoor, om te kere gaan. As ek 'n ou vang wat 'n dier mishandel of nalaat, dan glo my vry, dit is slaan eers en praat later. Terwyl in al my ander sake is dit eers 'n gepraatery en behoorlik alles probeer uitsort, voordat ek die vuiste oplig. Maar anyway, wat diere betref, is dit my versoek aan almal om altyd net in ag te neem dat voor jy net iets aankoop of iets vir jouself kry, dat jy net in ag neem wat die dier en wat se posisie dit daai dier plaas, wat sy vryheid betref en ook wat sy gesondheid en allerlei ander goed betref. Ek sê nie mense moenie natuur aanhou by hulle nie, want ons almal doen, maar ek sê ou moet dit in ag neem en dan behoorlik na hulle omsien. Want nou kom ek by die tweede punt. Baie mense laat hulle visse na. Baie mense laat daai spinnekoppe na. Hulle het nie behoorlike studies gedoen oor die slange nie. Hulle het nie behoorlike ondersoekwerk gedoen en uitgevind van as jy 'n ander dier net maak in die huis hou. Ek meen daar's mense wat jy kan nie 'n dier noem wat hulle nie al in die huis aanhou nie. En wat se skade kan dit eintlik veroorsaak, nie net aan jou en jou omstandighede, maar ook aan die dier self, want onthou hy sy natuur. So dan kry jy mense wat die diere nalaat en nie na omsien nie. Jy weet 'n hond kan nie na jou toe kom en sê hoorie, ek het 'n ingegroeide toenaal nie. Jy moet weet dat jou honde se naels moet geknip word. Nou jy kan sê maar in die natuur is dit nie die geval nie, hy doen dit mos self. Maar in die natuur hardloop hy heeltyd deur die velde en bosse en jag diere en daar raak sy naels outomaties geslyp en kort. Maar ek het 2 lap warmers, wat noem mense hulle, maar anyway, dis hierdie met die skrikkelike stomp neuse. Isa, wat sou honde se naam? Pekingese. Magtig. Pekingese. Isa sit hier by my. So jy weet, as jy moet hulle eenmaal 'n week bad en na hulle omsien. Jy moet so nou en dan, nie so nou en dan, jy moet elke oggend hulle gesiggies afvee, want hulle kry slaap en allerhande goed om hulle oë. Jy moet veral hulle ore kyk in die somer, want hulle kan oorinfeksie kry. Dis 'n job. Dis nie net sommer van, hey, ag, dit is so cute hondjie en hy's so cute. Wie wat en daai hond sal nooit moan by jou nie. En sy uiters seer kry. Hy sal altyd vir jou liefde gee en hy sal altyd vir jou alles gee wat jy wil hê en he's the greatest joy en jy kan hom nooit gewoond raak nie, so cute en oulik is hulle. Hy's altyd daar, hy's die grootste plesier en ek sal vir jou sê, mense raak so lief vir hulle honde dat as jy daai honde kidnap, sal hulle enigiets betaal om daai honde terug te kry, hoor. Maar dink jy verder as net daai cuteheid en die liefde wat jy het vir die honde en kyk jy na daai hond se liggaam. En as jy nie daai toenaal sny nie, kan dit ingroei in die vleis in en dan sit daai hond met pyn. En as jy nie na daai ore kyk en hulle droog hou, kan hy oorinfeksie kry. En as jy as mens al 'n oorinfeksie kry, dan weet jy hoe seer is dit. So 'n hond se oë, ore en sy naels en sy vel en pels en sy genitalia en sy holletjie, as ou dit so kan noem, area moet na omgesien word, want hy's nou in 'n moderne omstandigheid in die huis en hy kan enige en ander goed optel. En dan obviously moet hy goed na omgesien word met die regte kosse. Jy kan nie 'n hond aanhoudend 'n stukkie van jou steak gee nie. Daai hond gaan so oorgewig raak en so ongesond dat sy rug kan beskadig. Jy weet, ons kry baie waar ons met die veeartse en die diere praat, dan sê hulle hoe ongesond is die honde van mense, want die mense gee vir hulle aanhoudend sweets, lekker goed, you name it, whatever the dog wants, en wat ook al die mens in sy modernheid eet, gee hulle gedeeltes van die tafel af ensovoort. Jy kan dit nie doen nie. Jy kan dit glad nie doen nie. Al smeek hy hond doen, en onthou, dis dinge wat hondjies doen en katte doen, hulle smeek, hulle doen die cuteste goed, krap jou met hulle voete, spring teen jou op, doen twirls, hulle doen alles net om 'n snippet by jou te kry, but you cannot give in, en as jy snippets gee, moet dit goeie en gesonde goed wees wat nutritional is en waardevol is en goed is vir die diere. Want glo my, as jy nie na jou hond omsien en hom net enigiets gee of kat, dan
gaan jy baie hartseer wees as hy 'n verkorte lewe het, want hy kan vroeër doodgaan en hy kan ander probleme optel weens sy gewig en ongesondheid. Jy weet, en dan praat ek miskien punt nommer 3 oor waar jy jouself ook al vind, waar jy jou oog oop hou. Jy moet kyk, as jou buurman na sy hoenders en eende kyk, en dit vat niks van jou as jy sien iets is verkeerd om aan te klop en te sê, hoorie, ek wil net vir jou noem, kom ek gee jou advies. Ek tel dit op, moenie net onmiddellik instap en uitkak nie. Onthou, mense is onkundig. Dalk leer jy nou iets wat ek vandag gesê het. Dalk het ek vandag hier goed gesê wat jy nie eers aan gedink het nie. Ek het mos nou nie nodig gehad om jou uit te kak en te dreig nie. Ek noem dit, praat. En onthou wat ek voorheen gesê het, the best way to any solution is perfect communication. So wees nederig en respekvol en dra inligting altyd oor aan mense sonder om die persoon aan te val of vas te vat. Dis nou 'n ander storie as hy die diere mishandel en die diere seermaak en nalaat. Dan kan jy optree as jy weet hoe. As jy nie weet hoe nie, moet jy ons kontak. En daar's roetes wat jy kan stap. Jy weet, daar's baie stories oor die SPCA, maar die SPCA het ook goeie mense, en soos wat daar oral korrupsie en nalatiging is in enige instansie in die wêreld, never mind Suid-Afrika, is daar ook goeie mense in instansies wat 'n verskil teweeg kan bring. En ek kan julle verseker, as jy die moeite doen en uitvind wie by die SPCA gee werk, waarom en kan 'n verskil maak, kan jy daar klagtes lê. Maar begin altyd eers deur 'n ding eers self op te los op die mooi manier. Maar as daar ware nalatiging is en daar's misdadigheid teenoor diere, dan het jy geen ander keuse as om die autoriteite te betrek, die polisie en die SPCA of enige ander natuurbewaring of natuur autoriteit. En onthou, natuurbewaring is ook daar. Daar's al hierdie instansies wat werklik waar goeie mense in het wat 'n verskil wil maak en wat sal toetree en ten minste kan help. Jy kan dit net nie los nie, want ek kan nie. Laat ek dit so vir julle sê. Ek sal nie iets kan sien en dit kan aansien en sê, ag, dit is nou maar so. Maar ek hoop julle is ook so. So daar waar jy jouself daar buite bevind, waar dit ook al is, kyk of jy 'n verskil kan maak in die omstandighede van die natuur. Jy weet, en ek dink baie keer aan ja, die bome is nou maar net hier, maar besef ons werklik waar hierdie gras, hierdie bome, hierdie blomme, hierdie mooi tuine wat ons het, en dit wat ons sien, en oral waar ons is, stukke van die natuur, en partykeer op TV, en daar waar ons op vakansies gaan, al daai goed, besef ons werklik waar die ware waarde daarvan, en hoe wonderlik dit geskaap is, en vir ons daar is. Dankbaarheid teenoor die Here moet jou dankbaarheid betoon. Want as jy 'n ware Christen is, dan het jy 'n opdrag om na die natuur te kyk. Dis nie 'n versoek nie, die Here het nie gesê, hoorie, as jy wil, kyk nou maar bietjie na die natuur nie. Dit is 'n opdrag. Hou net gou aan. Sorry man. So daar is geen ander ding in die Christen se lewe waar jy net kan sê sekere goed wat die Here vir my sê, gaan ek op aandag. Ja, daar's geen ander manier nie. As die Here vir jou 'n opdrag gee, is dit in sy woord from beginning to end, Genesis tot Openbaring. End of story. En dit sluit die natuur in. Want dink vir 'n oomblik, as jy nou na my luister en jy maak jou oë toe, waar jy jouself ook al bevind. Dink net vir 'n oomblik, daar was nie 'n blou lig nie, wat jy na kan uittoestap en kan kyk. En daar was nie bome nie. Jy het nie die kleure gesien nie. Miskien het jy, waar jy ook al werk, of in 'n kantoor is, of jy by jou huis is, waar ook al, as jy so kyk, as jou kat nie meer daar nie, jou hond is nie daar nie. As jy die hele fauna en flora wegvat, en jy sit net met sement en yster, will you be able to survive? En 'n ou besef nie altyd, want die stelling is baie waar, there's nothing new under the sun. Jy kan nie aan iets dink nie, wat die Here nie al gedoen het, of van weet nie. So jy kan nie 'n boom mooier of beter maak nie. Jy kan ook nie 'n mens mooier of beter maak nie, ook nie 'n dier nie. En as jy kyk na al hierdie stupid movies wat hulle try maak van gedrogte en aliens ensovoorts, altyd een of ander vorm van 'n dier of 'n mens. Is so weird. There's nothing new under the sun. Dit is net 'n verbastering, en is altyd viesliker en leliker as die real thing wat die Here gemaak het.
jy kan 'n pragtige plastiek blom by die winkel koop en oor afstand lyk hy vir jou so goed, maar as jy naby kom dan besef jy kan sommer aanvoel die ding is dood. Blomme is fenomenaal, die bome, die natuur, gras, water, om te staan in 'n shower en water, die waarde van water, die feit dat jou liggaam 90% water is, 'n donderstorm, reën wat val. Jy weet, as jy na al hierdie goed kyk en al hierdie goedjies wat aangaan, mense het heeltemal gewoond geraak aan 'n voeltjie se fluit. Ek kan nie aan hierdie goed gewoond raak nie. As daar 'n rustle of wind is, dan contemplate ek aan die mooiheid van die boom en hoe interessant dit is dat daai geluid nou so maak en dan as ek voeltjies hoor ek hulle en ek hoor die flaminke in die agtergrond en ek is bewus daarvan. En dit hou my naby aan God, want ek besef hoe uniek dit is en dat dit glad nie gekopie kan word nie. Daar's niks in 'n intelligent design. Daar's geen manier dat hierdie goed kom het van 'n plassie modder af of 'n Big Bang nie. Really. 'n Big Bang is in ieder geval alles spat uit mekaar uit in alle rigtings. Dit kom nie by mekaar nie. Maar anyway, die natuurmense is fenomenaal en kan slegs fenomenaal vir ons vorentoe bly as ons na hom omsien en hom oppas. Ons moet na ons water kyk, ons moet kyk dat ons riviere skoon hou, ons paaie en waar ons onsself bevind, want waar jy ook al net vuil goed by 'n kar se venster uitgooi of langs die pad los, moet ek vir jou nou sê, het 'n ewige effek op die natuur en ek moet jou tog nie vang nie, want jy gaan daar pak slaag kry. Regtig. Hierdie ouens wat sommer so by die kar uitry, ek agtervolg hom en dan kak hy. Asseblief, moet dit nie doen nie en sorg dat mense dit nie doen nie. Rommel is een van die 3-4 grootste probleme in Suid-Afrika. Julle dink die groot probleem is miskien net die finansies of die krag of die water of die infrastruktuur. Daar's sewage wat 'n groot probleem is. Sewage is van die grootste probleme in ons land wat die meeste besoedeling veroorsaak. Dreine, soos julle hom ken. Toilet gemors wat oral ingaan. In riviervorms van vloei van allerhande beboude gebiede in riviere in. Julle het nie, as ek vir julle die inligting en die statistieke van die watertoetse en 'n watergehalte van die Vaal rivier moet stuur, sal julle in julle lewe nooit weer daar kuier nie of enigstens iets in daai water te doen wil doen. En julle eintlik weet dit, ek refresh net julle memory hoe erg dit is, waar daar riviere van sewage in ons riviere en ons damme inloop. En dan rommel. Hoeveel die verskriklike rommel in die see, ons het nog nie eens oor die see gepraat nie. Die plastiek wat dit aan die visse doen. Jy weet daai onskuldige skilpad, waterskilpad en daai visse, hulle sien hierdie blou waterdoppie wat afkom van die botteltjie en hulle sluk hom in. En daai ding verteer nie, hy sit in daai visse ingewande vas en daai vis sterf. Daar is soveel plastiek in die see dat dit is ontelbaar. En so ook op land. Rommel is 'n groot probleem. Ek waar ek ook al myself bevind, as ek ergens loop, tel ek maar goed op en ek sit handjie by. Ek stel voor dat ons almal dit doen. Want op die einde van die dag, jy kan nie verbyloop en sê ag laat die volgende ou dit maar doen nie. Julle moet maar onthou, ons het nie meer soos 20 jaar terug stadsraadsdienste en amptenare wat die straatveers, die bekende straatveers en straatskoonmakers, ons het dit nie meer nie. Dis nie meer daar nie. Jy moet jou straat skoon hou. Jy moet die moeite doen. Elke ou se eie erf en plek, plot of plaas. Maar mense is so gewoond om net 'n rommel eenvoudig oral neer te gooi. En alles spoel in afwaarts in riviere en in waterlope in en dan in die damme. En dit eindig op en as daar groot reën is wat ons in die laaste tyd het, eindig alle rommel wat bo-gronds is op die einde van die dag in al ons water opgaarplekke, riviere en tot in die see. So ek wil julle groet met dit, dat julle net bietjie in ag sal neem, dat staan bietjie die paar sekondes stil, as jy by goed verbyloop wat te doen het met fauna en flora. Begin eers deur net te dink, dat jy het nie meer hierdie honde nie, jy het nie hierdie katte meer nie, jy het nie die visse meer nie, jy het nie meer die diere om jou meer nie, jy het nie meer, as jy uitstap, is daar nie 'n blou lig nie. Kom ons sê, hy is net grys. Jy het nie bome nie, daar's nie groen nie, daar's nie gras nie, daar's nie blomme nie, daar's niks. Imagine you don't have it. If you don't have it,
then you realize what you had. Dis die probleem. Dan is dit te laat. So doen bietjie moeite en vind bietjie uit en lees op en bestudeer bietjie diere en dit waarmee jy betrokke is, sodat jy die beste vir hulle kan gee en hulle behoorlik kan diens en kan voed en gesond hou. Want hulle is tog after all vir ons 'n baie groot plesier. En ja, as jy weet van ouens wat diere mishandel, diere seksueel verkrag en misbruik en misdade teenoor pleeg. Ek praat nou van ernstige sake, ernstige nalating, diere wat in verskriklike pyn en lyding is, in die ergste omstandighede self bevind, dan moet julle my onmiddellik kontak. Dan gaan ons dit hanteer, maar almal van julle wat saam my luister, is maar deel van ons. Julle is almal maar SSS agente, julle moet almal julle deeltjie in julle hand bysit. Dankie Marius, en ons dank die Here vir hierdie wonderlike natuur, ons gee hom alle eer, lof en aanbidding, en ons dank die Here vir die pragtige mooi blou lug, en ook die mooiste weer en reën, en al die seisoene, en die fantastiese kleure wat ons kan beleef en ervaar, wonderlike skepping van mens en dier, fauna en flora, en ons gee hom al die eer, lof en aanbidding, en ons sê vir die Here, ons is verskriklik jammer dat ons dit nie altyd agterkom en besef, en werklik waar konsidereer en in ag neem, en ons vra dat hy ons oë sal oopmaak, presies soos wat die Bybel vir ons duidelik sê, as jy wil weet of God bestaan, maak jou oë oop en kyk na die natuur. Dankie Marius, groete en seën en liefde. Dankie Mike, tot volgende week weer. Maar toe as julle vanoggend se gesprek gemis het, kan julle WhatsApp stuur na 084 752 7677. Ek gee gou weer die nommer, is 084 752 7677. Stuur dit jou e-posadres soontoe en ons stuur vir jou met liefde hierdie opname. So ook kyk na op Facebook, na Mike Bolhuis se page. Jy gaan baie van sy projekte daar sien, daar skakels wat jou vat en jy kan die hele projek daar gaan lees. Dis ook om jou net jou bietjie geskoold te kry om te sien wat mense daarmee besig is daar buite. Al die nuutste scams, sulke tipe van goed, daar's projekte, alles onder die son is daar. So ook al hulle kontakbesonderhede as jy moet in kontak kom met Mike. Kyk ook daarso op daai projekte is daar kontaknommers waarmee jy kan skakel en hulle sal jou in die regte of na die regte persoon in Mike se organisasie verwys. Partymal gaan dit Mike wees, dit kan ander kere ook van sy ander mense wees.